Ek sien die land van graan en wyn, waar al die hemelrykdom skyn. En daardie land is altyd dag, daar is ek vry van sonde nag. O Hemelland, skoon Hemelland, ek staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Ek sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. My eiland kom en praat met my, en soek gemeenskap aan my sy. Hy lei my trou ook aan sy hand, want ek woon daar by Hemelland. O Hemelland, skoon Hemelland, ek staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. Ek ruik die soete blomme geur, ek sien die bome in hul kleur, en lelies wat daar weer groei, waar lewensstrome altyd vloei. O Hemelland, skoon Hemelland, ek staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. Die sagte wind suis in my oor, so melodie van hemelskoor, en engele sing saam in die kring, die lied wat die verloste sing. O Hemelland, skoon Hemelland, ek staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. O Hemelland, skoon Hemelland, staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. O Hemelland, skoon Hemelland, staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. O Hemelland, ek staan hier op 'n hoë rand. Ek sien daar oor die glase see, paleise wat hy vir my gaan gee. Sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar aan die kant. O ja, prys die Here, halleluja. Vader, ons dank U dat ons in hierdie môre so saam kan wees. En ons dank U dat ons deur U Seun, ons Here Jesus Christus, na U toe kan kom. Here, en ons dank U dat U gesê het, alles wat julle die Vader in my naam vra, want ek is die deur tot die Vader, dit sal ek vir julle doen. En ons dank U in hierdie dag, dat U alles vir ons gedoen het. En Here, dank U dat U nog steeds vir ons groot en wonderlike dinge doen elke dag. En die vernaamste is dank U, Here, vir ons siele. Halleluja. Dat U steeds aan ons siele werk en aan ons liggame, sodat ons tot die volle grootte van Christus kan kom. Dankie dat U het ons geroep
En die Vader het ons verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy Seun. Dankie daarvoor, Here, dat ons ook aan u beeld gelykvormig kan word. En laat ons hierdie beeld in die wêreld sal dra, sodat almal Christus in ons kan sien. Verheerlik u dan deur ons lewens en dra ons deur u genade en laat die Heilige Gees altyd ons deel sal wees. Dankie daarvoor. So wil ons in hierdie oggend dan saam bid, Here, vir al die siekes. Dankie dat ons hulle weer voor u aangesig met die troon van genade kan neerlê. Sê Here, dis net u alleen wat gesond maak. En ons glo dat u is en 'n beloner is. En daarom bid ons. En ons weet dat u maak die sieke gesond. Halleluja. Breek die bande van krankheid. Maak hulle toe onder u bloed. Laat u genesingskrag deur elke liggaam vloei. Halleluja. Tot volmaakte goddelike genesing in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons weet wanneer ons so bid en vra, dan doen die Here die werk. Dankie Here dat u die groot geneesheer is, wat naby aan ons is, sodat wanneer ons roep vir genesing en ons bid vir die sieke, lê die hande op, salf met olie, dan maak u gesond. Eer u daarvoor in die mooi naam. So wil ons weer saam bid, Here, vir al die gebedsversoeke. Daar is so baie. En ons dankie dat u elke ene hoor en antwoord. En ons bid, Here, dat vir elke een daar 'n wonder sal gebeur. Laat hulle kan smaak en kan sien dat God goed is en hy red hulle uit alle omstandighede, sodat hy verheerlik kan word en ons harte met blydskap gevul kan word. Halleluja. Baie dankie dat u dan elke gebedsversoek hoor en antwoord. Prys u daarvoor. Here, dankie dat ons weer eens kan saam bid vir reën op die plekke waar dit nog droog is. Bid spesiaal, Here, vir die mense wat op daardie plekke bely. Laat hulle nie sal moed opgee nie, maar Here, laat hulle u sal glo en vertrou vir reën op daardie plekke. En ons bid saam met hulle hier in ons land en die buurlande. Here Jesus, dankie dat u die groot God is wat vir ons gee sonder mate, oorlopends toe. Halleluja. Ja, Here, u gee wat ons nie kan inhou en ten volle kan ontvang nie. Here, want ons liggame en ons ou vlees, Here, besef nie werklik wat u alles vir ons gee nie. En ons eer u daarvoor. Halleluja. Elke dag draai u ons deur u genade, Here, en sorg vir ons, sodat ons nie gebrek sal hê nie. Baie, baie dankie dat ons nou ook kan bid, Here, vir u woord, en ons vra dat die Here ook sy woord in elke hart sal seën in hierdie dag. Laat dit nie die woorde wees van menslike wysheid nie, eie insig, ja, Here, eie uitleg van die woord nie. Here, en nie ons eie opinie van die woord nie. Here, want by die woord bestaan daar nie 'n opinie nie. Dis die Gees van God wat leer en lei in die hele waarheid. En daarom vra ons dat die woord wat sal uitgaan, Here, deur die Heilige Gees gedrywe sal wees, omdat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Ons eer u dat u elke oor sal bestryk met u bloed, sodat hulle net die waarheid van u woord sal hoor. En Here, dat ons hele wese ook met u bloed besprinkel sal wees, sodat selfs die woorde wat uit ons monde uitkom, die wysheid van God sal spreek in waarheid van die woord. Laat dit net God se woord sal wees, want daardeur sal ons lewe. Eer u
dat U elkeen dan so seën, terwyl ons U woord bedien. En ons prys U dat elkeen 'n oor het, om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie daarvoor, in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705. Nou ons het laas Sondag, het ons die woord van die Here gehoor, wat vir ons gesê het, die belangrikste in ons kunskap is dit, dat alleen deur die Heilige Gees te ontvang ons aanneming tot kinders. Daar is nie 'n ander weg nie. En dit wil ek uit die woord van die Here lees. Ek weet daar's 'n hele paar verse, maar ek dink vers wat die meeste mense ken, is hierdie een vers in Romeine 8. En ek gaan dit vir u lees. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader, en die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die aanneming van kinders kom alleen deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Nou, dis baie duidelik, die Heilige Gees wat ons ontvang, is wanneer ons bekeer het, laat doop het, dan sal ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit meen, ons sal gedoop word met die Heilige Gees. En die oomblik as dit gebeur, dan ontvang ons die aanneming tot kinders. Want hy sê, ons het ontvang nie 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Heilige Gees tot aanneming van kinders. En die oomblik wat ek het laas Sondag ook genoem het, die oomblik wat ons ontvang het, die aanneming tot kinders, dan is ons deur die wedergeboorte in Christus. Halleluja. Want net iemand wat aanneming tot kinders ontvang het, kan in Christus wees. En Christus in hom. En die oomblik wat ek in Christus is, deur die Heilige Gees tot aanneming van kinders, dat ek in Christus is, dan alleen kan ek aan Christus behoort. Halleluja. En toe die Here gedoop is, weet ons, toe die Heilige Gees soos 'n duif op die Here Jesus neergedaal het, ja, toe daar 'n stem gekom, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit meen dat nadat die Here Jesus self, soos 1 Johannes dit sê, hy het deur die water gekom, deur die bloed gekom en die Gees het getuig. Dit meen, hy het hierdie 3 dinge in sy lewe op aarde as mens, het hy deelagtig geword. En net daarna toe sê God, dit is my geliefde seun. Dit meen, deur hierdie proses wat die Here self deurgegaan het, is die Here Jesus aangeneem as kind van God. Ja, maar hy is dan die seun van God. Dis reg. Christus het in die liggaam van Jesus kom woon. Christus is die seun en nou Christus kom in die liggaam en hierdie liggaam word nou seun van die mens genoem en hy deur die
deur die bloed, deur die water en die gees, het hy nou ook, dit meen Jesus as vleeslike liggaam, wat vlees en bloed deuragtig geword het, hy word nou ook kind van God. Dis waarom hy in Jesaja sê, 'n seun is aan ons gegee. Wie se seun? God die Vader se seun. Wat is sy naam? Christus. En 'n kind is vir ons gebore. Wie is hierdie kind? Kind van die mens. Jesus. Kind is vir ons gebore. Jesus Christus. Dis waarom hy vir Johannes gesê, vir Josef gesê, die engel, en jy moet hom Jesus noem. Dis die kind. Want hy's 'n mensekind. Maar deur die proses wat die Here self gekom het, deur die bloed, die water en gees, het hy die aanneming tot kind van God ontvang. En so is ons elke ene in dieselfde vorm, in dieselfde proses wat Christus deurgegaan het, gaan ons elke ene deur die bloed, die water, die gees, die wedergeboorte, en dan word ons kind van God gebore. En dan, omdat ons gedoop is met die Heilige Gees, vind die aanneming tot kinders ook plaas. Jy word uit God gebore en aangeneem tot kind, deur die wedergeboorte. Jy word uit God gebore, deur die wedergeboorte, en aangeneem tot kind, die oomblik wanneer jy die Heilige Gees ontvang het. En dit is waarom die woord praat van Jesus Christus. Jesus is die seun van die mens, en Christus is die seun van God. En Christus het in die liggaam kom woon. En net soos wat ons vandag, as ek deur die wedergeboorte gegaan het, sê die woord in Johannes 14, die Here Jesus sê, ek en die Vader in my, en julle in my, en ek in julle. Dit meen Christus in die Gees woon hy ook in ons. Dis weer Christus in 'n mensekind. Dis ek en Jesus, my liggaam. Dis waarom my liggaam 'n tempel van God word, sodat die Vader en die Seun ook in my kan woon. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is. Dit meen die volheid van die Godheid het liggaamlik in Christus gewoon. In die Here Jesus gewoon, die volheid van die Godheid. Wat is die volheid van die Godheid? Die Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle het in die Seun gewoon, in die mens Jesus gewoon. En daarom sê die Here Jesus, as jy my gesien het, die Vader gesien. Want hy is die ewebeeld van die Vader. Want waar woon die Vader? In hom. Waar woon hy? In die Vader. En dis die plek wat hy vir ons moes gaan voorberei, dat ons in die Vader kan kom deur hom. Want as ons in hom is, en hy is in die Vader, dan is ons ook in die Vader. En dis die plek wat die Here vir ons voor gaan berei het, in die huis van die Vader. Om in die Vader te wees, sodat ek ook in die huis van die Vader kan wees. En hierdie dinge is so wonderlik, dat jy as kind van God, wat die aanneming tot kind ontvang het, Christus woon in jou liggaam, hierdie tempel, die Heilige Gees en ook die Vader. En nou sê hy, dat het God behaag dat die volheid van die Godheid in Christus woon. En liggaamlik in Jesus woon, en dat ons in Christus hier die volheid het. Waar die volheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons het dit in Christus. Daarom moet jy deur die wedergeboorte die aanneming tot kinders ontvang, sodat jy in Christus kan kom en aan hom behoort, sodat ons daardeur ook die volheid in ons kan hê.
Halleluja. Prys die Here. Dit meen hierdie volheid van 3 wat getuig. Die Vader, die Woord en die Gees. Hulle woon in ons. Prys die Here. En dit is so wonderlik. Halleluja. En daarom is dit so belangrik dat ons die volheid van dit alles sal ontvang. Ek gaan net die verse lees. Hy sê Kolossense 2 vers 9. Want in hom, dit meen in Christus, in Jesus, nie in Christus nie, in Jesus, nee, halleluja, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Dit meen, die mens, dis waarom hy sê, in Hebreërs, u het vir my liggaam voorberei. Ek het gekom om u wil te doen, maar u het vir my liggaam voorberei. Die liggaam wat die Vader vir sy Seun Christus voorberei het, is Jesus die liggaam. En hierdie skrif verklaar dit baie mooi, want in hom, in Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Dan gaan hy verder, Kolossense 2 vers 10, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is, van alle owerhede en mag. En wat interessant is, nou, ons is sy liggaam. Hy is die hoof van die liggaam. En nou sê die skrif, en julle het die volheid in hom. As hy die hoof is, en ons is sy liggaam, dan het ons die volheid van die Godheid ook in hom. Halleluja. En hy is die hoof van alle owerhede en mag. En dit is vir my so wonderlik. So wanneer jy na jouself kyk, sien dit, dat die Vader, Seun en Heilige Gees woon liggaamlik in jou. En dis die volheid van die Gees en dan die volheid van die Godheid. En dit kan ek alleen deelagtig word wanneer ek in Christus is en aan Christus behoort. Prys die Here. En wat vir my wonderlik is van dit alles, hulle wat aan Christus behoort, luister na die waarheid van God se woord. Halleluja. En ek het alreeds gepraat oor sekere goed uit die woord van die Here, wat baie belangrik is, sover het die tyd waarin ons lewe aangaan. En daarom wil ek net 'n paar punte in hierdie dag ook aanhaal. Want dit was belangrik dat u moet weet, dat die volheid van die Godheid in Christus is, en ons is in Christus, en ons het ook daar die volheid. En wanneer ons hierdie volheid het in Christus, dink ek, of kom ek sê, moet elke een van ons kan hoor wat die Here vir ons sê uit sy woord. En toe gee die Here vir my iets baie mooi uit die woord van die Here. En ek sal dit seker 'n paar keer herhaal in nog boodskap. En dit is Openbaring 1. En kom ons lees net gou daar, Openbaring 1. Oh, halleluja. Daar is soveel wonderlike dinge in die woord van die Here, dat ons sal nooit die volheid van dit alles kan vind nie. Hy sê hierdie woorde, wat ek alreeds gelees het, Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom, dit meen vir Christus self gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee. Aan wie het hy dit te kenne gegee? Die Engelse Bybel sê, who bear record
of the word of God and of the testimony of Jesus Christ. En hoor wat sê hierso, wat getuig, die Afrikaans sê dit so, wat getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Dit meen alles wat hy gesien het. Johannes getuig, maar soos die Engels sê, bear record. Dis baie belangrik. Halleluja. En die getuienis van Jesus, hy sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Dit meen, as jy die woorde lees, dan moet jy dit hoor, want dit is die stem van die Here wat met jou praat. Jy moet dit hoor, en dan moet jy dit verstaan, jy moet dit bewaar in jou binneste. Halleluja. En dan gaan die woord van die Here verder, en hy sê hierdie mooi woorde, halleluja. Hy sê, Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Voor wie se troon is die 7 geeste? Die troon van Christus. Troon van die Lam. Vader se troon, troon van die Lam. En dis voor hierdie troon van die Lam, dis die 7 geeste van God, maar hierdie 7 geeste is voor Christus wat op sy troon sit. En hierdie 7 geeste word geopenbaar in die 7 gemeentes. Want in elke gemeente kan hy gaan lees, en hy sê, wie oor het, laat hom hoor, wat die gees van hierdie gemeente, aan die gemeentes sê. Dit meen, waarom 7 geeste? Want 7 geeste getuig almal saam van wat die een van die geeste sê in 'n gemeente. Dit meen soos die eerste gemeente, wat hy praat oor die liefde wat die kinders van God verlaat het ensovoorts. Hoor wat die gees aan die gemeente sê, en die oomblik as hy dit aan hierdie gemeente, die eerste gemeente sê, dan getuig die ander sê saam. So, daar is elke boodskap in elke gemeente geld vir al 7 gemeentes, want die 7 geeste, en hulle is voor die troon van Christus. En dit is so wonderlik om dit te weet, want Christus is 7 maal gelouter soos deur vuurreën. Hy het deur die smeltkroes gegaan 7 maal. 7 geeste, 7 gemeentes, 7 kandelaars. So kan ons aangaan met die 7. Want dit is volmaak. Halleluja. En jy kan nie dit wat die eerste gemeente van die eerste gemeente gesê is. Nee. Jy kan dit nie invoeg. Jy kan dit nie uitlaat in die 7de gemeente nie. Want dit wat in die eerste gemeente is gesê word, hoort ook by die 7de. En so kan jy elke gemeente waar hy sê, al die gemeentes saamvoeg, want dit word vir al 7 gemeentes gesê. Die woord van die Here gaan verder, en hy praat hierso van Johannes wat nou al hierdie goed moet opskryf, wat hy gesien het, wat hy gehoor het, moet hy opskrywe, en hy moet dit aan die gemeentes gaan getuig. Dit meen, hy, soos hy sê, who bear record. Hy gaan met die record na die 7 gemeentes. En hy het dit aan die 7 gemeentes afgelewer. En wat hier vir my wonderlik is dat Johannes word uitgewys
as die belangrikste apostel wat daar was. En ek gaan net vir u verse uit die woord van die Here lees, wat mense dink dat Openbaring die een sê, ja, dis symbolies en is dit en is dat en dan verklaar hulle goed uit Openbaring wat glad nie met die woord ooreenkom nie en almal mense glo dit en ek weet nie wat leuns wat alles verkondig word uit Openbaring en dan glo die kinders van die Here dit. Dis vir my verskriklik. Johannes het hierdie rekord gehad. En dit het hy presies so aan die gemeentes oorgegee. En van daar af moes dit oorgegee word aan die volgenes wat tot bekering kom. Volgenes wat gered is. En so moes dit in die gemeentes afgaan. Soos hulle inkom, moet dit aan hulle vertel word. Maar ongelukkig het die kerk dit deur die eeue heen nie gedoen nie. Vandag wil almal uit Openbaring en Daniël en almal, ek meen almal wil daaruit praat, maar hulle weet nie eens waarvan hulle praat nie. Ek meen, want die heel eerste leuen wat nog ooit verkondig is dat die eerste seël wat 'n openbaring van Jesus self is, wat die Here Jesus aan Johannes getoon het. Sê hulle, die man op die wit perd is die man van vrede, dit is die antichrist. Die grootste leuen deur al die eeue verkondig. En as jy een leuen uit Openbaring verkondig, is die res van Openbaring, word dit ook vir jou 'n leuen. Ek noem net hierdie een. En ek het die tweede seël ook genoem. Wat nooit so verkondig word, soos wat die woord dit sê nie. Maar die mense glo dit. En almal wil iets daaroor sê, al wat 'n predikers. Maar hulle het nooit na die Here werklik gegaan en sê, Here, U het vir Johannes 'n openbaring van U self gegee. Wat hy aan die gemeentes gegee. Dit wat Johannes aan die gemeentes oorgedra het. Here, dra dit deur die Heilige Gees oor na my toe. Sodat ek Openbaring kan verstaan. Maar nou hardloop hulle geskiedenis toe, en hulle hardloop Israel toe, en hulle hardloop die kant toe, hulle hardloop daardie kant toe, net om kennis op te doen van Openbaring, en dan vertel hulle dinge wat vals is. Paulus het 'n openbaring gehad van Christus, en hy kon dinge uit Openbaring uithaal. Petrus. Maar ons wat alleen in 'n Bybelskool gegaan het en boeke gelees het en studies gedoen het van die Bybel uit ander boeke uit wat mense se siening is. Christus het homself nog nie aan jou geopenbaar nie. Want weet jy wanneer openbaar die Here Jesus hom aan jou? Wanneer die verborgenhede van Christus, soos vir Paulus, aan Paulus gegee word, dan openbaar die Here Jesus homself aan jou, deur die openbaringe wat deur die Heilige Gees deurgegee word, openbaar die Here Jesus homself aan jou. Wys my vandag daardie prediker. Hulle het geen openbaring nie. Maar het profeties. Hoor, die Here het vir hulle dit gewys, en die Here sê so, en die Here gaan dit doen, en dis die tyd, en dit is dit. Die Here het homself nie aan hulle geopenbaar nie.
Want die Heilige Gees het die verborgenhede van Christus nog nie aan hom geopenbaar nie. Dis waarom hulle so rondhardloop. En al hierdie nonsens praat waarmee hulle besig is. Hoor wat sê die woord van Johannes. Hy sê in Johannes 21. Halleluja. Baie interessante ding. Hy sê die 20ste vers. En Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Is baie interessant. Johannes, die disipel vir wie die Here Jesus liefgehad het. En hier is 'n baie interessante ding. Dat die ander disipels het eers op Pinksterdag die liefde van God in hulle harte ontvang. Maar die Here Jesus het uit hierdie 12 disipels hierdie een lief gehad. Want Johannes het aan die bors van die Here gelê. Weet jy wat het hy daar gehoor? Die hartslag van God. En weet jy wat is dit? Sy onfeilbare woord. Dat meen die woorde van God is die hartslag van God. Gaan lees Jeremia 23. En Johannes het op die bors van die Here gelê en het hierdie hartslag gehoor. Dis waarom die Here Johannes in die hemel opgeneem het, om hom alles te laat sien, wat nog gaan gebeur, wat gebeur het, wat gebeur op die oomblik, en wat sal gebeur. Openbaring is in 3 tye geskrywe. Dit wat gebeur het, dit wat heiliglik gebeur, en dit wat nog gaan gebeur. Ons lewe nog in die tyd van dinge wat heiliglik gebeur. Maar daar's dinge wat nog gaan gebeur. Maar die dinge wat moet nog gaan gebeur, wil hulle intrek aan dit wat nou gebeur. Is ons nie nou al klaar in die groot verdrukking nie? Nou, ek meen, toe COVID gekom het, is die inspuiting nie die merk van die dier nie, en hulle het dit so verkondig. Is die chips wat rondgaan, wat hulle wil inplant, dan nie die merk van die dier nie. Die merk van die dier moet nog gebeur. Na 3,5 jaar van die regering van die Antichrist, met die valse profeet wat sal opstaan, dan eers sal die merk in werking kom. Verstaan het. Die Here Jesus self het die tye en die geleenthede kom reël. En as ons in sy woord lees, en die Heilige Gees maak hierdie dinge vir ons oop, die verborgenhede van Christus, dan kom ons agter, maar ons is nou in hierdie, dis nou dinge wat nou moet gebeur. Maar daar's dinge wat nog gaan gebeur. Ons is nog nie daar nie. Want as jy dit sê, ja, maar wys vir my dan die Antichrist. Ja, maar hy kan nie kom voordat ons weggeraap is nie. Wat alleen uit die put van die hel. Dit meen, jy wag nou vir 'n wegraping, voor die verdrukking, en weet jy wat gaan gebeur? Solank as wat die wegraping nie plaasvind nie, maar dan gaan nie een wees nie. Sal jy glo, ek gaan voor die tyd weggeneem word. Jy sal in die groot verdrukking ingaan, onder die regering van die Antichrist, en jy sal dit nie eens weet nie. Want die eerste jaar, 3,5 jaar van die Antichrist,
regering in die groot verdrukking. Hy gaan die grootste interkerklike moderne, alle geloof aanvaarbaar evangelis wees. Hy gaan vrede bring tussen al wat 'n geloof is. Want die volk van God is klaar besig om vrede te maak met al die gelowe. Daar is min wat werklik opstaan. En daarom, hy is nie die man van vrede nie, want hy kan nie vrede bring nie, want Christus het die vrede weggevat. Hy kan nie die man van vrede wees. Want as jy die tweede seël gaan lees, dan sien jy dit. Maar wat hier gebeur, hoor wat sê die woord. Toe Petrus Johannes sien, die discipels sien wat Jesus lief gehad het, die een wat altyd aan sy bors geval het en gesê het, Here, met die maaltyd, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, luister mooi wat sê Petrus, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? Hierdie discipel. Is interessant, die Here vra vir Petrus, het jy my waarlik lief? Want, en toe die Here Petrus die derde keer antwoord, hy sê, Here, u weet dat ek u waarlik lief het. Toe weet die Here het geweet, dat Petrus het hom lief. Wat interessant is, dat Petrus, toe hy Johannes sien, hy het seker gedink, maar Here, u vra vir my of ek u lief het, maar hy, hierdie een wat u lief het, wat van hom? Hoekom vra u nie vir hom, of hy u lief het? En hier is die wonder van die saak. Here, wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê, dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Petrus, die Here het Petrus geken. Here, maar vra dan ook vir Johannes, of hy u lief het. Want u het hom lief. Die Here sê, as ek moet bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En hy gaan verder. Hierdie woord het toe onder die broers uitgegaan, dat hierdie discipel nie sou sterf nie. En Jesus het nie vir hom gesê, dat hy nie sou sterf nie. Maar, as ek wil hê, dat hy moet bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit meen, as ek wil hê, hy moet bly tot ek weer terugkom, aarde met die wederkoms. Wat gaan dit jou aan? Niks met jou dit nie. Jy sien in ons probleem is. Ons wil soos Petrus reageer. Here, maar wat van daai ene? Here, wat van daai ene? Die Here sê, niks met jou te doen nie. Volg jy my? Here, maar daai ene glo so. Daai ene glo so. Daai ene glo so. Daai ene glo so. Daai ene sê dit van Openbaring. Daai ene sê dit van Openbaring. Daai ene dit. Daai ene. Here, wat van dit? Niks met jou te doen nie. Volg jy my? Sodat jy deur die Heilige Gees geleer en geleid kan word in die hele waarheid. Dan sal jy weet wat aangaan. Volg my net. En hy gaan verder en hy sê hierdie woorde. Dit is daardie disipel. En hierdie is presies wat Openbaring 1 vanaf vers 1 tot 4 sê. Dit is hierdie disipel van Openbaring 1 vers 1 tot 4. Dit meen Johannes, wat van hierdie dinge getuig.
Johannes het alreeds van hierdie dinge getuig van Openbaring. Gaan lees Johannes. Dit alles gaan oor die woord van God. Gaan oor die Heilige Gees. Dit gaan oor die kinders van God en die kinders van Abraham, die kinders van die bose. Nou, dit wat Johannes geskryf het in die 4 evangelies en sy sendbriewe. Jy kan dit net so vat by die boek Openbaring sit. Wat sê die woord? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. Dit meen die rekord of die getuienis, die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, wat Johannes in Openbaring gesien het. In Johannes evangelie is dit klaar geskrywe dat hy dit sal doen en alreeds daarmee besig is. Terwyl die Here Johannes toegelaat het om aan sy bors te lê, het Johannes dinge geweet. En dit is baie interessant. Wanneer jy gaan kyk na na Johannes die Doper, dis vir my so wonderlik. Johannes die Doper het die weg van die Here berei. En Johannes van die evangelie was een van Johannes die Doper se disippels. So Johannes het geleer uit Johannes die Doper hoe om die weg van die Here voor te berei. Hy het geleer. En daarom was hy die geliefde disipel as hy toe hy oorkom na die Here om Christus te volg. Want hy weet die weg van die Here. Hy het dit geleer uit die Ou Testament. Wie hierdie Johannes die Doper gaan wees? Die gees van Elia. En hy daar geleer. En toe hy oorkom en hy word geroep tot disipel van die Here Jesus. Toe leer hy die weg ken wat Johannes voorberei het. Johannes die Doper. Toe leer hy die weg ken. En toe hy die weg leer ken, toe die Here het hom lief gekry. Want hy was bestem om eendag die weg verder te vat deur die boek Openbaring. Johannes skryf dit op, gaan terug na die gemeentes. Dis die weg van die Here. Openbaring is die weg van Christus. Want die God die Vader het aan Christus Jesus sy seun sy eie openbaring gegee. Dit en hy gee dit aan sy seun om dit weer aan Johannes te gee. Johannes is nie net 'n apostel. Hy is 'n apostel, maar hy het van die Here ontvang dat selfs Petrus as 'n disipel sonder die Heilige Gees het dit erken. En die woord van die Here sê verder. Hy sê daar was nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een geskryf moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Wie sê dit? Johannes. Hy sê is alles opgeskryf en door. So Johannes was as disipel voorberei. Hy het al reeds dinge belewe, maar hy was voorberei om op te skrywe. En sy getuienis is waar. Dit is vir my so mooi. Halleluja. Hy sê hierso, en dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. En dit is waarom hy dit in Openbaring praat van who bear the record of God's word. Want in Johannes het Johannes
hierdie rekord geskrywe van God se woord. Gaan lees bietjie Johannes, dit gaan oor God se woord. And of the testimony of Jesus Christ. Dit ben die getuienis van Jesus Christus. Waar het Johannes alreeds getuig van die Here Jesus Christus? In die evangelie van Johannes. So toe die Here hom in die gees, op die dag van die Here, toe hy, ek was in die gees op die dag van die Here. Hy sê, ek het 'n stem agter my gehoor. Wat het gebeur? Toe openbaar Christus homself aan Johannes wie hy is. En die Here Jesus, halleluja, toe hy die seël breek, eerste seël, toe openbaar hy homself aan almal in die hemel. En Johannes, dit wat alreeds gebeur het, met baie mooi luister, die Here Jesus het by die graf, Magdalena en Johannes, hoekom in Johannes? Dis wie Johannes? In Johannes, toe moeder Maria Magdalena voor die Here staan, toe sê die Here Jesus, moenie aan my raak nie, want ek was nog nie by die Vader nie, by julle Vader en by my Vader nie. Maar gaan sê vir die disippels, want toe hy opgestaan het, het hy opgestaan in 'n verheerlikte liggaam, en niemand mag aan hom vat nie, geen mens kon aan hom vat nie, want die onreinheid van die mens kan nie nou aan hierdie heiligheid raak nie. En hy het weggevaar na die Vader met sy eie bloed, en in daardie oomblik toe speel Openbaring 4 en 5 af en 6. Maar die 6de hoofstuk, het die Here aan Johannes getoon wat nog gaan gebeur. Maar daar was ook dinge wat alreeds gebeur in die 6de hoofstuk. Die 4de hoofstuk is Johannes opgeneem. En daar's dinge wat gebeur het, daar's dinge wat gebeur, daar's dinge wat gaan gebeur. 5de hoofstuk, waar hy as die geslagte lam gestaan het, was daar die oomblik, toe hy weggevaar het, net nadat hy opgestaan het, na die Vader toe met sy eie bloed. Toe staan hy as die lam wat geslag is. Johannes, dit het gebeur, voordat jy hier gekom het dit alreeds gebeur. Nou, dit is waarom Openbaring in 3 tye geskryf is, dit wat gebeur het, dit wat nou is. Die 6de hoofstuk begin met dit wat nou is, en wat gaan gebeur. So jy kan die 4de en die 5de hoofstuk vat as dit wat gebeur het, dit wat gebeur, en die 6de hoofstuk ook dieselfde, dit wat gebeur het, dit wat nou gaan gebeur, en dit wat sal gebeur. En dit is waarom Johannes die enigste apostel was, wat al hierdie dinge kon belewe, sien, hoor en skrywe. Terugkom na die gemeentes toe, want die gemeentes het nog voordat die Here Jesus weggevaar het, geglo en geweet, dat Johannes, dit wat hy getuig, dit wat hy sê, dis alles die waarheid. Dis waarom hy sê, sy getuienis is waar. En die boek Openbaring is 'n getuienis, want Johannes het kom getuig daarvan, toe hy terugkom van Patmos af, na die gemeentes toe getuig hy hierdie dinge in die gemeentes. Nie net aan hulle, hy sal voor koning staan, en hoog geplaas is, hy het orals getuig, van dit wat gebeur het,
dit wat nou gebeur en dit wat gaan gebeur. En dit moet ons nooit vergeet nie. En ek wil net dit sê, Openbaring 12 is in die middel, amper in die middel van Openbaring. Maar Openbaring 12 het gebeur nog voordat die Here Jesus begin bedien het op hierdie aarde. Openbaring 12. So, wanneer jy Openbaring lees, en jy kom by Openbaring 12, vat Openbaring 12, nee, voor Openbaring 1, of anders sal jy nooit Openbaring verstaan. As jy belangstel in die woord van God, en jy wil meer weet, vat Openbaring 12 en sit hom reg in die begin. Want as jy Openbaring 12 reg verstaan, sal die hele Openbaring vir jou in plek val. En dan sal jy kan sien wat gebeur het, wat besig is om te gebeur, en wat gaan gebeur. En ek wil net dit duidelik sê vandag. Dat die groot verdrukking is nog nie hier nie. Daar kan, volgens God se woord, nog baie dinge gebeur. Maar ons sien, dat dinge is besig om vinnig te gebeur. En die grootste teken wat ons het in hierdie tyd, is die herstel van Israel. En wat ek laas Sondag gesê, wil ek weer sê, moenie jou mond oopmaak teen Israel, en jouself so verhef bo Israel. Ek gee nie om wat se prediker jy is, om te sê, dis net die Israeliete wat in die groot verdrukking deur die Here bygekom gaan word. Jy is besig om 'n vloek oor Israel uit te spreek. En jy dink jy so wonderlik dat die Here jou met 'n wegraping voor die verdrukking gaan wegneem, sodat jy nie deur die verdrukking kan gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, as die Antichrist die dag geopenbaar word, gaan jy nog God se woord glo. Want jy het nie weggevaar. Jy is nie met 'n wegraping weggeneem nie, omdat daar nie een sal wees nie. Weet jy vir wie gaan jy glo? Die Antichrist. Hy gaan vir jou sê, ja, jy sal sê, jy sal sê, Here, maar waarom het jy my nie weggevat nie? Ja, dan gaan hy vir jou sê, maar ek het nie gesê ek kom julle wegvat nie, ek het gesê ek kom terug na julle. En baie kinders, sogenaamde Christene, die Christelike kerk, ek ben die protestante, sal dan glo die Antichrist is Christus. En omdat jy nie wil luister na God se woord en die waarheid nie, omdat jy die leuen van 'n wegraping glo, sal jy verblind bly. Jy sal doof bly. Jy sal stom bly. Jy sal verstandloos bly. En in wanhoop, die dag wanneer die Antichrist geopenbaar word, sal jy hom glo. Dis die grootste skans, vesting en plan wat die duiwel opgehef het teen die kennis van God. En hierdie skans, hierdie vesting, se naam is 'n wegraping voor die verdrukking. Jy weier om tot kennis van God te kom. Jy weier om te luister na predikers wat jou waarsku teen
teen 'n wegraping. Jy weier. Jou hardnekkigheid en jou moedswilligheid en jou wederstrewigheid teen die woord van God gaan jou die ewige lewe kos. Wil jy praat van as bruid nie? Die Here weet dat hulle God tot 'n skande maak deur te sê hulle is die bruid. Laat hulle Christus 'n horeerder maak deur te sê hulle is die bruid. Wat oorspel pleeg. Wat sodomie beoefen. Ja, maar die Heilige Gees, jy lieg. Jy die Heilige Gees ontvang tot aanneming van kinders. En kind sal jy bly. Want die Heilige Gees, nêrens in die woord, sê die Heilige Gees, of die woord van God sê, jy die Heilige Gees ontvang om bruid van Christus te wees nie. Nêrens. Maar jy wil dit koppel aan die Heilige Gees. Jy wil weerstaan God se Gees en is wederstrewig teen die Gees van God, want jy lieg oor hom. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Is waarom hy in Openbaring 22 vers 7 sê, ek wil jy met baie mooi luister. Kyk, ek kom gou. Wanneer kom die Here? Na die verdrukking, te middernag. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek, waar die boek, die boek Openbaring bewaar. Die 8ste vers. En dit is ek Johannes. Halleluja. Johannes 21 wat ons gelees het. Johannes, die eerste hoofstuk van Openbaring. Hy eerste 4 vers. Getuienis, ek ben hy wat die rekord van die woord van God het. En die getuienis van Jesus Christus. Hy sê so, en dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, wat hierdie dinge getoon het. Wat my hierdie dinge getoon het. O, prys die Here, en hy sê in Openbaring 22, dieselfde hoofstuk, die 9de vers, toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegte van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle, wat die woorde van hierdie boek bewaar en God aanbid. Hoe God aanbid? In gees en in waarheid. En as jy glo, daar's 'n wegraping, dan aanbid jy nie meer God in gees en in waarheid nie. As jy glo jy's die bruid, dan aanbid jy God nie meer in gees en in waarheid nie. En as jy glo daar is 'n huwelik in die hemel, halleluja, nadat die Here in Lukas 20 gesê, daar sal nie een wees nie. Jy verwerp sy woorde. En jy weerstaan die Heilige Gees. En jy is wederstrewig teen die Gees van God. En dan sê jy nog, jy aanbid God in gees en in waarheid, jy's 'n leenaar uit die put van die hel. Openbaring 22 vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Halleluja, moet dit nie verseël nie. Want die seels is klaar gebreek, Johannes. Moet dit nie verseël nie, moet dit nie inhou nie, moet dit nie vashou nie. Verkondig dit. Dan sê hy 22 vers 10, en hy sê vir my, die 11de vers,
Hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En ek wil vandag vir u iets sê. As daar 'n plek is, waar die kinders van die Here aan mekaar onreg doen, waar distriksrade, federale rade, synodes, waar daar onreg gepleeg word, is dit binne in die kerk. Nie op 'n ander plek nie. Die wêreld is onregverdig. Daar buitekant is alles onreg en maar die Here praat met sy kinders. As jy sien hoe die een kind van die Here 'n ander kind van die Here indoen, onreg doen, dan regverdig hy homself. As jy sien hoe daar deur die kerk onreg gedoen word aan predikers, pastore en dominees ensovoorts, dis 'n skande voor God. Maar hoor, daar word van hulle geprofeteer, hulle is die wonderlikste mense, want hulle bring geld in deur onreg. En dan sê hulle is die bruid. Hulle is vuil. Maar wat sê die woord verder? En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Drag queens staan op die platform. Hierdie vreemde vlees, want dit is 'n vreemde ding voor God. Al hierdie goed wat vandag aangaan. Dis vreemde vlees, want God het die mens man en vrou gemaak. Dis nie vreemd nie. Dis God wat die maker is. As daar enige iets anders gebeur, geslagsverandering ensovoorts, is dit vreemde vlees voor God. En wat hulle ingekry? In die kerk. Op die platforms. En so word sonde net al meer en meer binne in die kerk. Hy sê, en laat die regverdige nog regverdiger word. Maar pastoor, hoe kan ek nog regverdiger word? Ek wil dit weer vir jou lees. Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie, van die profesie van hierdie boek bewaar. En daar is net een manier hoe jy hierdie profesie, hoe jy die hele woord van God kan bewaar. En dit is, jy moet die woord van God glo. Halleluja. Want jy kan hom nie eintlik bewaar as jy hom nie eers geglo het nie. En as jy die woord van God in waarheid glo, sal dit jou tot geregtigheid gereken word. En jy sal geregverdig word en geheilig word, sodat jy 'n regverdige kan wees. Dis waarom hy sê, en laat die regverdige nog regverdiger word. Jy moet die waarheid van God se woord glo. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy beter dit wat jy vandag hoor glo met jou hele hart, sodat jy nog regverdiger kan word. Oh, halleluja. En laat hom wat heilig, en laat die heilige nog heiliger word. As ek glo die waarheid van die woord, word ek geregverdig
dan word ek, dit word vir my tot geregtigheid gereken, dan word ek geregverdig, en dan word ek geheilig. En nou sê hy, laat die heilige nog heiliger word, want dis wat 'n regverdige is. En deur dit, hierdie regverdige dade van die heiliges, van die regverdiges, van die wat geregverdig is, en die wat God se woord geglo het in waarheid, wat dat dit hom tot geregtigheid gereken is, hulle dra die regverdige dade, wat Jerusalem daarbo, ons moeder, wat versier sal word, deur ons die regverdig is met regverdige dade. Daar's net een regverdige daad wat jy kan doen, is om God se woord in waarheid te glo, om God se woord te glo, soos hy geskryf staan, want die geskrewe woord is wel dood, maar die Gees maak hom lewe. Dit meen, dit wat binne in hierdie geskrif staan, kom die Heilige Gees en hy openbaar die verborgenheid daarin. En dit word vir ons regverdige dade. Halleluja. Want ons moeder bestaan in verborgenheid. Nie een het haar ooit gesien nie. Behalwe dat dit beskryf ons, behalwe dat daar mense is wat van ver af hierdie stad gesien het. Sy is werklik nog verborgen. Sy sal eers geopenbaar word die dag wanneer sy in Openbaring 21, waar hierdie stad van God uit die hemel sal neerdaal. Soos 'n vrou, soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. En hierdie man, sy naam is Jesus Christus, die Lam van God. Dan sal ons haar eers sien, in haar volle heerlikheid. En of jy wil glo dat 'n stad nie 'n moeder kan wees nie, glo dit en gaan help. Want jy is nie werd om eendag aan my stad in te gaan. Want jy glo nie, dis jou moeder nie. Jy glo nie, dis die bruid en die vrou van die lam nie. So, jy gaan dit misloop. Dis waarom die woord sê, die ongelowige, die vreesagtige, sal nie daarin gaan nie. Jy glo dit nie, jy's 'n ongelowige, jy sal nie daarin gaan nie. Sy is jou moeder of jy dit wil weet of nie. Maar as jy dit nie glo nie, sal jy ook nie daarin gaan. Pastoor, hou net 'n bietjie op preek oor hierdie dinge. Ek sal aanhou preek totdat jy op jou tande knas en jou bekeer tot God en God se woord begin glo. Want elke keer as ek iets niets bring wat die Here vir my gee, dan spreek dit met jou en jy wil nie hê dit moet met jou spreek nie, want jy wil glo dit wat jy glo. Die Here sê, die dag as ek kom, sal ek hierdie geloof op jare vind. Waar die geloof? Die geloof wat mense het, kinders van God, wat glo, die woord is die waarheid. Nee. Sodat dit vir hulle tot geregtigheid gereken kan word. Dis daar die geloof wat die Here wil vind die dag as hy kom. Daar's nie ander geloof nie. Daar's net een geloof. Ek moet glo dat die woord van God die waarheid is. En die woorde van God is. En dit sal my tot geregtigheid gereken word. Halleluja. As ek glo in 'n wegrapping voor die verdrukking, glo ek nie God se woord nie. Jy glo die leuen. As jy glo jy is die bruid, glo jy nie God se woord nie, dis 'n leuen. As jy glo daar's 'n huwelik in die hemel, glo jy nie God se woord nie, dis 'n leuen. As jy glo die regterstoel gaan in die hemel wees, jy glo nie God se woord nie, want dis 'n leuen. Want die woord sê dit duidelik. Hy sê kyk, ek kom met die wolke en my loon is by my. Dit meen hy bring sy loon saam, maar jy sê nee, dit gaan in die hemel wees.
veranderlik in al jou denke. Halleluja. En daarom sê in Openbaring 22 vers 12, net die volgende versie. Kyk, ek kom gou en my loon is by my. Glo jy dit? As die loon in die hemel gaan wees, die regterstoel, hoekom bring die Here hom saam? Want die Here kom ons nou haal. So het hulle bedorwe in die verstand. Net soos wat die duiwel eers sy listigheid Eva se verstand bedorwe het, sê die God se woord, en vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Weet jy wat is die opregtheid teenoor Christus? Om alles te glo wat hy gesê het. En hier sê sy woorde. Hoor wat ek gaan dit weer lees. Kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergelde volgens sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. 14de vers, salig is die wat sy gebooie doen. Wat is sy gebooie? Liefde. As jy die Here lief het, al julle breekies, as julle die Here lief het, waarom glo julle nie sy woord? Waarom glo julle nie sy woorde? Waarom glo julle dit wat nie in die Bybel staan nie? Dan sê julle die Here lief en die Here julle lief. Julle lieg. Dis 'n duiwelse liefde wat jy dink is die Here se. Sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte. So, as jy nie dit glo wat jy vandag hoor nie, dan sê jy geen reg. Want jy het nie die liefde tot die waarheid nie. Dan het jy geen reg. Geen reg op die boom van die lewe en om in te gaan deur die poorte van die stad. En moenie vir my sê, ja, jy moet die 4de gebod onderhou om daarin te gaan. Jy is ook 'n leenaar uit die put van die hel. Dit het niks met 'n wet te doen nie. Dit het te doen met die gebooie. Waar die gebooie? Die Here sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Dis waarom Paulus gesê het. Hy sê, as daar verandering van priesterskap is, want Christus kom nie uit Levi nie, hy kom uit Juda. Daar is 'n verandering van priesterskap, gaan lees Hebreërs. En as daar verandering van priesterskap is, dan is dit genoodsaak dat daar ook verandering van wet met gebooie sal wees. En in die Nuwe Testament kry ons die wet van die Gees, die wet van die vryheid, waardeur ons geoordeel gaan word ook. En ons kry ook die gebooie van hierdie wet. Wat is die gebooie? God stort sy liefde in ons harte uit. Die gebooie van liefde word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. En die wet van die Gees van die lewe in Christus sê net een ding. Jy moet die liefde van Christus in jou hart hê, sodat jy die wet van die Gees kan nakom van die lewe van die lewe in Christus. Waar die lewe? Die gebod van liefde, want dis die gebod van die lewe. En hy gaan verder en hy sê die mooi woorde. Jy gaan nie reg op enigiets van die stad nie. Hy sê die 15de vers, maar buite is die honde. Die Here Jesus verwys na die Fariseërs, die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes. Hy sê let op die honde. Hulle keer terug na hulle eie uitbraaksel. In die Nuwe Testament sê Petrus, nadat hulle tot die kennis van die waarheid gekom het en afvallig geword het, is hulle net soos 'n sog, witgewaste sog. Hulle gaan rol weer die modder en hulle keer weer terug na hulle eie uitbraaksels. En ek wil vandag vir u sê, jy wat glo in die wegrapping, en ons is die bruid, en daar is 'n huwelik in die hemel, en daar is die regterstoel in die hemel, julle is besig om terug te keer na julle eie uitbraaksels. Waar die uitbraaksels? Die uitbraaksels van die Baal-aanbiddery en die Katholieke kerk, daar die uitbraaksels, julle is besig om terug te keer daarna, want die Katholieke kerk glo, hulle is die bruid van Christus.
die katholieke kerk glo, daar gaan 'n wegraping wees. Die katholieke kerk glo van 'n huwelik in die hemel en van die regterstoel in die hemel. En julle eet die uitbraaksels. Waarom sê hy vir die honde en dan die towenaars? Daarom sê Paulus vir die Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid gehoorsaam te wees? En ek vra jou vanmôre, wie het jou betower om die waarheid van God se woord gehoorsaam te wees? En die hoereders, wie het jou betower om 'n hoereder te wees? Omdat jy kan sê dat Christus is jou man. En jy is sy vrou, of hy is jou bruidegom, en jy is die bruid. Wie het van jou hierdie hoereder gemaak? En die moordenaars, vir wie maak julle dood? Vir die mense wat die waarheid. Daar is hoeveel pastore al dood van onreg wat die kerk aan hom gedoen het. Moordenaars. Afgodsdienaars. Weet jy hoe dien julle die afgode? Kersfees, die 25ste, word daar aan die son God geoffer, en ons kan nie op daardie dag, die geboortedag van die Here herdenk nie. Dis afgodery. Dis omdat jy dit glo, dat jy hierdie afgode dien. Want jy glo in dit, jy glo in dit wat jy aanbid. Ons moet die Paasnaweek hou nie, want is een of ander Baal aanbiddery daar en ensovoorts. Dis omdat jy dit glo, dat jy daardie afgode dien. Dan dink jy waarsku ons nie, ek dien hulle nie, want ek glo hulle nie. Ek kan op enige dag van die week en van die jaar, van die maand en van die jaar, kan ek die geboorte van die Here Jesus herdenk, want hy is in hierdie jaar gebore. Ek kan dit nou doen, want hy is in hierdie jaar gebore. Maak nie saak wat 'n dag nie. Dis waarom die Here vir Israel gesê het, 'n dag sal vir julle 'n jaar wees. Dit meen, die dag waarop die Here Jesus gebore is, maak nie saak waar die dag van die jaar nie. Dis vir ons 'n hele jaar. Dit meen, ek kan sy geboorte die hele jaar vier. Want dan kom julle met julle duiwelse afgode en julle wil ons verhinder om dit te doen. Julle is van die bose. Halleluja. Die 16de vers. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die woord van en die geslag van Dawid, die blindmôre ster. Wie is die engel wat die Here stuur? Johannes. Jy weet, mense sê baie keer, man, ek as ek jou klap dat jy kan wakker raak. En ek dink dit is tyd wat het moet gebeur. Dat die predikers moet so 'n paar klappe uitdeel, sodat die volk kan wakker raak. Want hulle is oormoeg, hulle is aan die slaap. En jy moet nie probeer om iemand wat oormoeg is wakker te maak. Hy slaan jou sommer. Sê, gaan ek weg, los my, ek wil slaap. Hy skree op jou, ras met jou. En dan draai hom 'n stapie verder. My broer, as jy die waarheid begin preek, as jy teen die wegraap en praat, en praat teen dit, dat ons die bruid is, en jy praat, dat daar nie 'n huwelik in die hemel gaan wees nie, en dat die regterstoel nie daar gaan wees nie, dan gaan jy 'n paar klappe kry. Jy gaan 'n paar vuiste hou ook kry. Jy gaan beledig word, jy gaan sleg gesê word, want hulle wil aanhou slaap, maar ons sal moet begin skat dat hulle wakker raak. Uit hierdie dooie slaap. Hy sê, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit hierdie dood van slaap. Dis waarom die woord sê, Openbaring 3. Jy het die naam dat jy lewe, maar jy's dood, want jy's in hierdie doodse slaap. Jy hoor nie God se woord nie, jy sien nie God se woord nie, jy luister nie daarna nie, jy glo dit nie, tot geregtigheid nie. Maar jy slaap, en die pastore sis jou. Hulle het in die kerk, daar die stoele, het hulle bedjies gemaak. Jy gaan sit elke Sondag daar, en jy raak aan die slaap. En as jy wakker raak,
dat jy moet opstaan, uit die kerk uitgaan, en sê, ons het 'n wonderlike diens gehad. Maar dan het jy jou droom gehad, of 'n veeverhaal het dit voor jou afgespeel. Want dit is nie 'n werklikheid nie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dit wil ek lees met afsluiting. Openbaring 21 vers 5. Kyk wat die woord sê. En hoor wat die woord sê. Ek sal dit vir jou lees. Hoor jy dit nie? En kyk wat die woord sê. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Die meeste Pinksterkerk predikers en predikers interkerklik wat oor die wêreld, die groot predikers, glo dit wat die Jehovah getuies glo. Dat hierdie aarde, as die Here die dag kom, na die verdrukking, gaan die Here hierdie aarde net herskep, hy gaan hom nuut maak. Ek glo dit, daar's nog ander, ek was in 'n diens gewees, van die Jehovah getuies, 'n saamtrek, en hierdie woorde het hulle gesê, wat ek nou vir julle gesê het, en dit glo ek ook. Die woord sê, kyk, ek het alles nuut gemaak. Ek maak alles nuut. 'n ding wat jy herskep, as jy 'n kar opbou, en die roes uitgesny, ensovoorts, ensovoorts. Wat het jy gedoen? As hy daar staan, jy het hom herbou. Jy het hom nie nuut gemaak. En as jy sê dat God hierdie aarde nuut gaan maak, dan sê jy eintlik vir die Here God, Here, U herbou maar net die aarde. Daar's net seker goed wat van heroprigting, en dit is die hitte van Dawid in Jerusalem, na die wederkoms, sodat dit vir 1000 jaar kan deurgaan. Maar na die 1000 jaar gaan die Here hierdie aarde uit sy plek uitneem, hy gaan hom met vuur verbrand, en hierdie aarde en hemel sal nooit weer gevind word. En dan sê die woord, halleluja, en ek wil dit lees, oor hierdie nuut word. Johannes sê, en sy getuienis is waar. Hy het dit nie net gehoor, en dinge ondervind, terwyl hy op aarde was saam met Johannes die Doper en saam met die Here Jesus Christus. Hy het dit ook gesien. En dis wat Johannes gesien het. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Wat sê die woord? Dit het verbygegaan. Want hierdie elemente sal verbrand. En as die Here gesê het iets het verbygegaan, dan kan die Here net alleen 'n nuwe ding skep. Want daai eerste een het verbygegaan. Dink jy dat die Here gaan ons vir ewig op hierdie aarde laat woon, waar sy bloed ensovoorts gevloei het, en miljoene mense se bloed gevloei het? Nee, die Here verbrand dit alles, sodat hy 'n nuwe kan maak. En dit is wat gaan gebeur. Hy sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie, en die ander skrifte sê, hulle plek is nie gevind nie, ensovoorts. Jy kan, as 'n paar skrifte daaroor. Halleluja. Daarom sê hy, maak alles nie. En hy het vir aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hierdie mense wat sê dat die aarde, die Here gaan hom herskep,
Hulle is leenaars uit die put van die hel. En hulle glo nie God se woord nie. Dis omdat hulle verouderd geraak het. Dis omdat hulle self begin dwaal het. Dis omdat hulle self die leuen begin verkondig. En dit glo. Dat hulle verkondig, die Here gaan net hierdie aarde en hemel herskep. Halleluja. Hierdie mense glo nie God se woord nie. Dis klaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. As jy glo in 'n wegraping, dan kan jy nie oorwinnaar word. As jy glo jy is die bruid, dan kan jy nie saam met Christus regeer. As jy glo, dan is 'n huwelik in die hemel, dan glo jy God se woord nie, want die Here Jesus self het daardie ding gekanselleer in Lukas 20, gaan lees dit. En as jy glo die regterstoel is in die hemel, dan gaan jy in elk geval loon op die aarde ontvang, want die Here bring die loon saam met hom. En weet jy wat se loon gaan jy ontvang? Die ewige hel. Prys die Here. Hy sê, ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou, ek wil net hier iets sê. Adam is 'n seun van God genoem. Maar weet wat het gebeur? Die Here vat vir Adam, hierdie seun van hom, en hy bou 'n vrou. Hy haal rib uit en hy bou die vrou. Dis hulle twee. En hier is 'n interessante ding. Die seun van God, toe die Here Eva uit hom uithaal en haar opbou, toe word dit die mens genoem. Want die mens bestaan uit man en vrou. Dit meen die seun van God word mens, man en vrou. En ek wil nou vandag vir u sê, moet nie hierdie ding van vader en seun storie wat so versprei word aanvaar nie. Want as jy 'n vader is, jy het 'n vrou, dis waarom die woord van die Here sê, in Christus is die man nie sonder die vrou nie. So, my broer, as jy sê, maar jy is die seun van God, dan skakel jy eintlik jou vrou uit. Want in die Nuwe Testament word ons genoem seuns en dogters, in die Ou Testament ook. Seuns en dogters. Maar die Here spreek van die seun alleen, waarom? Die woord spreek van die seun alleen. Ja. Omdat Adam die seun van God was. En so is daar seuns van God reg deur die woord, 100%. Maar elke seun van God het 'n vrou en kinders. En hierdie man en hierdie vrou met hulle kinders word seuns en dogters genoem. En dit sal nooit verander nie. En daarom, my jou broer, jy kan jouself nie die bruid van Christus noem nie. As jy sê jy is 'n seun van God, dan wil jy met die eersgebore seun van God gaan trou. Hoor wat ek sê? Jy is 'n seun van God saam met jou vrou. Nou word jy die bruid van die seun van God. 'n Broer, jy wat man en vrou is, word nou die bruid van die seun van God. Dink jy, God gaan hierdie onreinheid duld? Hierdie vuilheid, hierdie hoerery? Jy word net seun van God genoem, omdat die woord sê, Adam was die seun van God. Adam is die seun van God. Nee. Maar toe hierdie seun 'n vrou het, toe is dit nie meer seun alleen nie. Toe is dit man en vrou met kinders, seuns en dogters.
moet jouself nie blaf nie. Moet jy jouself 'n seun wil, 'n vader wil word, sodat jy weer jou seun nie. Die woord sê, dat elke een sal deur die Here geleer word, maar nou glo hulle dat, nee, hierdie ene, ek word 'n seun as gevolg van 'n geestelike vader wat my leer. En omdat hy my leer, word ek nou weer 'n vader van my seuns en dogters. Van my seuns. Die Here het jou nie nodig nie. Begin net die woord reg verkondig. Daar is net een seun. En dis die seun van God. Ons is seuns en dogters. Maar net seuns en dogters kan 'n geslag wees. Dis waarom die seun van God, hy het 'n bruid en hy het 'n vrou wat die moeder is van hierdie kinders, ons wat seuns en dogters is. Gaan lees God se woord. Hierdie mense haal vandag alles uit die skrif uit. Weet jy wat op die einde van die dag? Om geld te maak. Dis al. En hierdie rykdom verstik die goeie saad in mense. Halleluja. Daarom sê hy die laaste versie, toe sê hy vir my salig, skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Ek wil nou vandag vir jou sê, jy gaan nooit by 'n huwelik uitkom in die hemel nie. As die Here jou genadig is, sal jy by 'n bruilofsmaal by die ete uitkom. Halleluja. Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir u woord. Here Jesus, dankie dat u die woord van die Vader aan ons oorgedra het. O Gees van God, dankie dat u ons leer en lei in die hele waarheid van dit wat u gehoor het. Want dis al wat u sal spreek, is wat die Vader en die Seun gespreek het. Dankie o Gees van God, dat u die woord vir ons lewend maak, oopmaak, verborgenhede oopmaak, sodat ons kan sien, hoor, sien en glo en verstaan, sodat ons daardeur geregverdig kan word. Eer u Here Jesus, dat u self die woord is, en ons prys u daarvoor. Seën elke ene, laat elke oor wat hoor, wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeentes sê, en ons prys u daarvoor. Amen en amen.